Goed, kom ons sit net so, dan maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons is bevoorreg dat ons onsself kinders van U kan noem, wanneer ons die vraag deur hierdie reeks wat gaan oor die berge so dikwels al gevra het en ook verlede Sondag en vanmôre weer gaan vra, wie mag kom of staan op die berg van die Here, dan besef ons maar net opnuut dat ons nie waardig is nie. Maar Here, ons weet deur U groot liefde, deur U genade, maak U dit vir ons ook moontlik in en deur Jesus Christus. Here, daarom wil ons ook vanmôre vra dat U vir ons sal seën, dat U genade, U goedheid en U guns ook hier in hierdie oggend aan ons sal gee, dat U ons ore sal oopmaak, ons verstand sal helder maak, sodat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, sodat ons daardeur ook vir Jesus Christus beter kan leer ken, sodat ons ook kan hoor hoe ons ook moet wandel, as ons ook waardig wil wees om op die berg te kan staan. En daarom vra ons ook vanoggend, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons het verlede Sondag het ons gekyk na Psalm 2, wat 'n messiaanse psalm is. En nou vanmôre het ek 2 gedeeltes deurgestuur, Psalm 15 en ook Psalm 24. En hierdie is in 'n sekere sin, Psalm 15 tot 24 is 'n eenheid. Alles wat van Psalm 15 tot by Psalm 24 gebeur, is so half 'n patroon, is 'n metriese patroon wat uiteindelik deurloop. So die dele stem die hele tyd ooreen met mekaar, as ek dit in maklike taal ook kan sê. En alhoewel die slim ouens, die geleerdes, nie altyd hieroor ooreenstem nie, wil ek tog saamstem met 'n groot meerderheid van hulle wat sê, ons het nou gesien, hier is hierdie messiaanse psalm, en ons weet daar's 'n klomp messiaanse psalms, waaronder Psalm 22 ook ene is wat ons vanmôre ook so vinnig na gaan kyk, maar ek wil sê dat hierdie eenheid van die psalms, tussen Psalm 15 en 24, almal geskryf deur Dawid, is 'n messiaanse eenheid van psalms. So met ander woorde, dit wys alles heen na Jesus Christus toe. En dan moet ons alweer onthou, vir die kinders, dit is in die psalms al, dis eeue voor Jesus na die aarde toe gekom het. Hier word hy al reeds vir ons gewys. Dis die wonderlike. So ek wil hê dat ons so deur dit moet werk. Ek gaan dit nie vir ons lees nie, maar soos wat ons deurwerk, sal ons dit dan ook lees. So eerstens, kom ek sê dit ook, as mens na die psalms oor die algemeen kyk, ons gaan nie na almal kyk nie, maar ons kyk na sulke stukke, dan, en ons praat oor die berg en hierdie tema van die berg, dan meer as 50 keer, ek dink 1 of 52 keer, kom dit voor, dat daar gepraat word van die berg of die heilige berg wat ons in die psalms kry. En ook 'n klomp daarvan is in hierdie eenheid van Psalm 15 tot 24 wat ons dan nou vanmôre dan ook gaan behandel. En in 'n sekere sin is dit soos 'n knipmes effek. Psalm 15 en Psalm 24 maak soos 'n knipmes so mooi op mekaar toe. Ek wil amper sê dit is soos een lang gedig, as mense dit in 'n sekere sin so kan sien, ook die begin en die einde stem ooreen met mekaar. Maar goed, kom ons begin by Psalm 15. So, die vraag wat dan ook gevra word, is wie mag opgaan, of by Psalm 15 se opskrif in die 53 vertaling, vra wie mag opgaan en ingaan in die tent van die Here, so wie mag staan op die berg. En as mens hier by vers 1 begin lees, dan lees ons 'n psalm van Dawid. Here, wie mag vertoef in U tent, en wie mag woon op U heilige berg? So dit is die vraag wat onmiddellik hier aan ons gestel word, en ons het al verlede Sondag met hierdie vraag gewerk, en ons gaan vanmôre weer met hierdie vraag werk. So wat hier belangrik is dat uiteindelik
word die beeld weer vir ons geskets, wie mag opgaan met die woorde opgaan, na die tent toe, na die berg toe, so dis hierdie klim, om by die tent, dis die ou tabernakel uit te kom, om op die berg te staan, beteken dat jy moet opgaan, daar is 'n klimproses, en om te klim, is nie altyd maklik nie, dis moeilik om te klim, dis nie gelykpad of afdraande nie, dis opdraande, en dit is deel van die lewe, maar, dis hierdie pad wat nie altyd maklik is nie, hierdie klimproses, dis nader en nader aan God, en dit is wat hier uiteindelik belangrik is, en dan kom ons by vers 2, dan word nou in 'n sekere sin vir ons gesê, wie is dit wat mag opgaan? En dan sien ons hier in vers 2, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Nou as ons hiervan opreg hoor, en hierdie hele reeks wat ons oor die berge het, dan moet ons terugdink aan Noag. Noag was die ene wat God gesê het, hy is opreg, hy het opreg gewandel voor God, en dan ook die een wat geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. So wat ook hier belangrik is 'n paar dinge. Die eerste ding is opreg, soos Noag, dit laat ons terugdink daaraan een wat vir die Here vrede kan bring, onthou dit het ook met Noag se naam te doen, maar dan verder ook die een wat sy hart reg is. So dit laat ons weer onthou, God is die groot en almagtige, hy kyk, hy sien die hart van die mens, so dit help nie dat jy 'n mooi vroom lewe het hier waar mense jou sien, maar jou hart, wil ek amper sê, agtertoe deure is anders nie. Nee, God sê, hy sien die hart, en die woord wat vir geregtigheid, of vir die ene wat in geregtigheid wandel, is die Hebreëse woord tamim, en dit word in 'n sekere sin ook gebruik vir die diere wat in die ark is, hulle moet rein en vlekkeloos gewees het, en natuurlik ook vir die offerdiere wat na dit altyd waantoe opgebring word na die tempel of na die tabernakel toe eers, wat geoffer word, dit moet vlekkelose, geregtige diere in 'n sekere sin wees. So dit is ook belangrik dat die Here sien dit. En dan in die 3de vers van Psalm 15 lees ons nog verder, wie is dit wat mag staan en mag kom by God se heilige berg en by sy tent of tabernakel, die wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriende geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. So hier is weer 'n klomp kwalifikasies, die wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. So die 7de gebod word nie die 7de gebod nie, die 3de gebod word spesifiek hier genoem, om te sê, maar moet nie die naam van die Here ydelik gebruik nie, moet nie die Here se naam as 'n vloekwoord gebruik nie. En dan die 9de gebod ook in die spesifiek, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste gee nie, die ene wat sy vriende geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. So hier is 'n vraag wat ek wil vra vir ons as kinders van die Here, hoe dikwels skinder ons nie van mekaar en sê slegte goeders van mekaar as gemeentelede nie, as mense binne die kerk nie, en vertel leuns oor mekaar nie. En hier sê die kwalifikasie, dit is wat jy doen, dan mag jy nie kom op die berg van die Here nie. En dan die volgende vers 4 sê, in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. So wat hier uiteindelik belangrik is dat ons moet sien dat jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees, waaroor dit eintlik hier in hierdie 4de vers gaan, is jy het 'n belofte gemaak en jy hou daarby. Dis waaroor dit hier gaan. Die ene wat hou waarby hy gesweer het, al is dit tot sy skade. Mens kan miskien hier 'n voorbeeld gebruik en sê, jy sê vir jou vriend, jy sal hom help met iets, maar dan val daar 'n klomp goeders voor. Nou kan jy hom eintlik nie meer help nie, maar jy bly getrou, jy bly lojaal. Ten spyte daarvan dat dit jou nou gaan skade aandoen, nou help jy nog steeds jou vriend, die een wat sy ja bly, jy het gesê ek sal dit doen, en dan doen jy dit, en dit is hier wat belangrik is. Nou as ek ook hier sê jou ja, dan ek kon dit eintlik al reeds gesê het, maar hierdie hele gedeelte van Psalm 15 tot 24 stem in 'n sekere sin ook baie ooreen met dit wat Jesus in die Nuwe Testament tydens sy bergrede sê. So jou ja moet jou ja wees is een van die dinge wat Jesus
uiteindelik ook in die bergrede vir ons duidelik maak. Jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Dit is nie nodig om beloftes te maak en te sweer en al sulke tipe van goed nie. So weer eens, dit is belangrik, hierdie stem weer ooreen met die bergpredikasie of met die bergrede. En dan kom ons by vers 5, en vers 5 sê, wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. En dit is ook baie belangrik, want wat hier gebeur is, ek wil amper sê, in die Nuwe Testament, weer in die bergpredikasie, dan sê die Here Jesus daar in Lukas 16 vers 13 spesifiek, is die vers wat ek hier voor my het, geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. So dit is baie belangrik. Wie is dit wat mag staan op die berg van die Here? Die een wat nie vir Mammon dien nie. Die een wat nie agter geld aanhardloop nie, maar dit kom weer terug as ons die volle sirkel weer wil trek. Die Here sien jou hart. Hy weet wat in jou hart aangaan. Die een wat sy hart voor God uiteindelik opreg is, wat nie sy geld op woeker gee en om omkoopgeld om die armes skade en die onskuldige skade aan te doen nie, maar die een wat die dinge doen wat voor God reg is, wat sy hart reg is. En dan uiteindelik word daar gesê, as dit die geval is, sal hy nie wankel in ewigheid nie. So die beeld word ook hier gebruik in die psalms en verder, van God is die een wat wanneer die aarde vernietig word, uiteindelik die berge in die see in laat wankel, laat bewe en ek wil amper sê soos 'n aardbewing. Maar God sê, as jou hart reg is voor my, as jy in geregtigheid voor my is, dan uiteindelik kan jy op my berg kom. So die een wat so leef, dan kan op die berg van die Here kom. En in 'n sekere sin van hier af verder, so dit is vers 15, en dan van vers 16 af, nou sê ek van Psalm 16 af en verder, dan sien ons word daar ingefokus op die lewe van Dawid spesifiek. En ek wil net sulke gedeeltes uithaal wat vir ons verband hou. Psalm 16 in die 53-33 vertaling, se opskrif sê, God die hoogste goed. En dit laat ons onmiddellik dink, God die hoogste goed, so God sit op die troon. Hy is hoog in ek wil amper sê op die piek van die kosmiese berg in die hemel. Hy sit op sy troon. En dan sluit Psalm 16 af met die woorde in vers 11, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versading van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede in U regterhand vir ewig. So 'n paar gedagtes ook hier net in hierdie vers. Die eerste ding is, hy sê dis God wat hom die pad bekend sou maak, en ek wil hier sê van ons voorbeeld, wat is die pad, dat ons moet onthou, ons moet berg klim. Dit sal nie altyd maklik wees nie, maar deur dit alles sal God my versadig met vreugde en met voorspoed. En weer eens, waar staan ons wanneer ons voor God op sy berg staan? Ons staan voor sy aangesig. Dis soos ons gesien het, Elia, wie was Elia gewees? Hy is die man van God wat voor die aangesig van God op die berg staan. So ek is voor U aangesig en daar is daar vir my lieflikhede. In U regterhand is daar vir my. So die regterhand is die een wat red. So hier besef ons ook, Dawid sê, Here, ek kan nie op my eie nie, dis U regterhand wat my red, wat my nader trek, soos die goeie herder die skaap nader trek, en dit is uiteindelik ook U wat vir my die regte pad wys, en die regte pad is berg op, nader en nader na U toe, dis die belangrike beginsel hier. En dan die volgende Psalm 17, is dan 'n gebed. Hier smeek Dawid, hy is in die moeilikheid, wil ek amper sê, sy vyande wil hom doodmaak. En dan smeek Dawid hier in Psalm 17, en hy smeek dat die Here hom sal red uit die omstandighede waarin hy homself bevind. En dan lees ons in vers 5 van Psalm 17, my gange het vasgehou aan U spore, met ander woorde, hy het op God se pad bly loop. My voetspore het nie gewankel nie. Met ander woorde, wat het gebeur? Hy het uiteindelik gebly op die pad van die Here, hy het gebly smeek, maar let mooi op wat gebeur. Baie keer wanneer ons moedeloos raak, dan wil ons vir God blameer. Wanneer dit nie met ons goed gaan nie, dan sê ons, Here, hoekom is dit U wat uiteindelik hierdie slegte dinge oor my pad bring? Hoekom laat U my so swaar kry?
en dan blameer ons vir God, en dan dwaal ons af van die Here af. Dit is, ek wil amper sê, dis so half my spreekwoordelik van die mense, liewe, kyk maar wat doen ons. Kom ek gebruik een voorbeeld, wat dalk 'n goeie voorbeeld is. Baie kere dan gaan dit vir 'n lang tyd met ons goed, en dan uiteindelik dan gebeur daar iets in ons lewe, en dan is die druk te veel, ons weet nie hoe om dit te hanteer nie, en wat baie van ons doen, en ons Suid-Afrikaners is baie skuldig, wat doen ons in daai oomblikke? Dan gryp ons na drank toe, dan druk ons onsself weer in daai gat van depressie, ons gaan in die drink, ons blameer almal om ons wil nie verantwoordelikheid vat nie, en dan is ons lewe weer vir weke en maande, tot ons op 'n stadium weer wakker skrik, chaos, en ons gee onsself net heeltemal oor, maak nie saak aan wat se verslawing, of aan wat se afgod dit ook al mag wees nie, maar dis so tipies soos ons is, en ons blameer vir God. Maar wat doen Dawid hier? Hy smeek, hy is in die moeilikheid, dit gaan nie maklik met hom nie, sy vyande wil hom doodmaak, maar nogtans bly hy op God se voetspore loop, hy verlaat nie die pad nie deur Dawid nie, maar deur God se genade wat dit uiteindelik gebeur. En dan volg Psalm 18 op Psalm 17, en wat gebeur in Psalm 18? In Psalm 18 verhoor God vir Dawid, so dis 'n storie wat eintlik hier deur hierdie psalms afspeel, gaan oor Dawid se lewe, hy is in die moeilikheid, hy smeek, God verhoor hom, en Psalm 18 se opskrif sê dan ook, dat God gee die oorwinning oor Dawid se vyande, in verse 3 en 4 lees ons, die Here is my rots en my bergvesting, so hier kry ons die woorde van die berg, my rots, my bergvesting, en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos. Dis die wonderlike. As jy by God gaan skuil, as jy op hom bly vertrou, dis wat Dawid hier sê, ek het in my nood uitgeroep na die Here toe, en hy het my verlos. En ons moet onthou, dis nie altyd onmiddellik gewees nie, daar was swaar en moeilike tye in Dawid se lewe, baie keer was dit sy eie skuld gewees. Hy moes die gevolge van die sonde gedra het, maar dis hoekom Dawid 'n man na God se hart was, want hy het nie agter afgode aangeloop nie, hy het gebly op die voetspore, op die pad wat God vir hom gewys het, en uiteindelik het God verlossing gegee. En dan kom ons by die volgende Psalm, wat Psalm 19 is. In Psalm 19 sien ons dat weer word daarop gewys dat God se woord reg en goed is. So Dawid sê nou net, ek het gesmeek, ek het by die Here se woord gebly, en hy het vir my verlossing gegee, en dan in Psalm 19 wil ek amper sê, in 'n sekere sin, dan smeek hy weer, en hy sê, Here, hier's moeilikheid weer, kom ons lees Psalm 19 vers 8 tot 10, ons lees hier, die wet van die Here is volmaak, so dit kom terug na die 10 gebooie toe, van waar kom die 10 gebooie af? Van die berg Sion af. So die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, met ander woorde, dis die taal van Psalm 23. Met ander woorde, ek word verfris deur die lewenswater, die wet is soos die lewenswater, wat my siel verfris, wat my nuwe krag gee. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. So met ander woorde, die wet is ook die kenbron van ons sonde, en dit dryf ons na Christus toe, omdat ons weet, hy is die enigste een wat ons kan red, en dan sê die 10de vers, en die vrees van die Here, dit laat ons dink aan Salomo se wyse spreuke, die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid, en die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig, weer hierdie woord, die Hebreëse woord, tamin, so die woord van die Here, met ander woorde die wet, die spreuke, die verordeninge, alles word vir ons saamgevat, dis die wet van die Here, en God se woord is regverdig. En nou wil ek die lyn ook trek na Jesus toe. Wie is God se woord? Jesus Christus is die woord van God, en hy is regverdig. En nou moet ons al begin sien waartoe hierdie patroon uiteindelik gaan, maar dan kom ons by Psalm 20. In 'n sekere sin, soos ek gesê het, is Psalm 19 ook weer, Dawid sê God se woord is regverdig, maar hy is nou in die moeilikheid, maar hy sal nog steeds by God se woord hou. En dan kom ons by vers 20, en vers 20 is weer 'n gebed, waar hy weer smeek, en hy sê, Here, antwoord my asseblief van die heilige berg af, red my uit die omstandighede waar ek is. En dan lees ons in Psalm 20, net in die 3de vers, mag hy met 'n hoofletter, mag hy u hulp stuur
uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. So waar is die heiligdom, waar is Sion? Dis die berg, die kosmiese berg van God. So mag God vir jou hulp gee van sy heilige berg af. Dit is hier wat Dawid uiteindelik voorsmeek in hierdie gebed. En dan Psalm 21 volg weer daarop, en dan sien ons weer hierdie selfde patroon. Psalm 21 se opskrif is danksegging vir die oorwinning in die 33-53 vertaling, en dan lees ons in vers 2, o Here, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp. So met ander woorde, wat gebeur? God het antwoord gegee, hy het vir Dawid verlos. So dis die patroon wat weer volg, die storie van Dawid se lewe. Hy is in die moeilikheid, God help hom, hy smeek in gebed, God help hom, hy is in die moeilikheid, hy smeek om gebed, God help hom. Is dit nie maar hoe ons lewens ook so dikwels verloop nie? Ons het die hoë tye wanneer dit met ons goed gaan, en dan is ons weer onder in die dal, en dan moet ons weer opklim met die berg, maar elke keer is God daar om ons te lei. Hy is die een wat ons hand vat en ons berg oplei, as ons in sy voetspore bly volg, en is deur sy Heilige Gees wat in ons harte is, wat hy ons dring om berg te wil klim, om op te klim nader en nader aan hom. Maar dan kom ons by Psalm 22, wat ek gesê het ook 'n baie duidelike messiaanse psalm is, wat uiteindelik uitstaan. En in Psalm 22 sien ons dan ook weer, Dawid bereik eintlik die laagste punt in 'n sekere sin van sy lewe. Hy is in die laagste oomblikke. En in 'n sekere sin word dit wat hy hier beskryf, is amper meer van toepassing op Jesus Christus as wat dit van toepassing is op Dawid. En kom ek haal vir ons weer grepe hier uit. Ons sien Jesus se kruiswoorde, ons sien dit wat met Jesus gebeur, alles hier, ook in Psalm 22, in vers 2, dis die bekende kruiswoorde van Jesus, my God, waarom het u my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul, so hy voel ver, en dan kan ons maar net onthou, Jesus Christus was van God verlaat aan die kruis, en soos die nagmaalsformulier dit so mooi sê, sodat ons nooit van God verlaat sal wees nie. Ons hoef gelukkig, omdat ons sy kinders is, nooit dit te ervaar nie, maar dit moet iets verskriklik wees. Maar hier, in een van die laagste tye van sy lewe, is dit ook Dawid wat hier uitroep, maar dit is wat Jesus in die ergste graad beleef het. En dan sien ons dat, ten spyte daarvan, want dit is die wonderlike van om 'n kind van God te wees, en dit het Dawid begryp. Ten spyte daarvan dat Dawid die laagste punt op een van die ergste oomblikke van sy lewe is, die swaarste wat hy gekry het, ten spyte daarvan bly God getrou. En dit is wat hierdie psalms ook wys, te midde van dit alles, bly God getrou. Ons nou met Psalm 23 ook werk, ten spyte van die dal van doodskade wees God selfs daar, en ook daar kan fees gevier word. Maar kom ek span nou nie die wa voor die perde nie. So in vers 5 van Psalm 22 sien ons juist dit, dat ten spyte van die omstandighede, ten spyte van moeilikhede, is God nog steeds by ons. En hy skryf hier, op u het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Maar daar is nog nie redding vir my nie, maar u sal red. Ekskuus, dis nou wat ek sê. Maar deur homself hier te herinner, in hierdie oomblikke van swaar kry, sê Dawid, dat my vaders het vertrou, so ek sal ook vertrou. U het hulle uitgered, en ek is ook u kind. Ek is deel van die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, en daarom weet ek, u sal ook vir my uitred. So al is daar nog nie hier vir Dawid op hierdie oomblik, en as mens dit kan terug, of kan vorentoe trek na Jesus toe aan die kruis, daar waar hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat, al is daar nie op daardie oomblik vir Jesus redding nie, al spot hulle hom. Nogtans weet ons, kom die redding uiteindelik, hy staan uit die dood op, Dawid word weer gered en weer geherstel. Maar dan ook in Psalm 22 verse 8 en 9 lees ons van hierdie gespottery, almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. So is dit nie maar typies wat die mense om die kruis, en ook die sondaars aan die kruis aan die begin, die een wat volgehou, daarmee het gesê, jy is mos die seun van God, laat die engele jou kom red. So dis hoekom hierdie juis
'n messiaanse psalm is. En dan weer in vers 19 van Psalm 22 dan sê Dawid hier as psalmdigter, en dit is wat met Jesus ook gebeur, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. So uiteindelik is dit die ergste wat hier gebeur. Ek hang naak en kaal met niks nie, hier aan die kruis, tussen hemel en aarde. En uiteindelik vra ek, Here, waar sal my hulp vandaan kom? Red my, Here, ek roep na U toe. Maar dan is die pragtige van hierdie messiaanse psalm en van hierdie hele psalm eenheid, is dan sien ons die draai, wat ek wil amper sê, in 'n sekere sin in die finale vorm daarvan plaasvind, hier na vers 19, wanneer hierdie laagtepunt bereik is. Nie net is ek alreeds in hierdie omstandighede nie net is ek heeltemal sonder enige iets, ek is skaal, maar dit gaan nie net oor die liggaamlike kaalheid hierdie, dit gaan oor, ek is gestroop van alles wat ek is, van my menswaardigheid, van alles. En dan hier op my heel laagste punt, dan antwoord God. God gebruik baie keer daardie heel laagste punte om ons sterker te maak, sodat hy ons uiteindelik weer krag kan gee om die berg op te klim. En dan sien ons van vers 22 af, dat die psalm begin 'n positiewe draai uiteindelik maak. In vers 22 van Psalm 22 vra hy, verlos my uit die bek van die leeu en uit die horing van die buffel het U my verhoor. En miskien kan mens nie hierdie lyn so duidelik trek nie, maar vir die een of ander rede laat die horing van die buffel my hier dink, veral as mens die konteks van Psalm 22 vat, na die spies wat vir Jesus aan die sy gesteek het, om uiteindelik te sê, hier kom die bloed en die water nou uit, dit is die laagtepunt, Jesus het gesterf. Maar dan van daar af, dan weet ons, Jesus staan natuurlik op uit die dood uit. Die volgende vers sê, ek wil U naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. So nou het ons hierdie hele verhaal gesien, en nou wil ek amper sê, dit is soos 'n mooi fliek wat afspeel, of soos 'n film, dat baie keer word die swaar vertel, en dan uiteindelik dan wys die verhaal wys nie vir jou wat gebeur nie, dan spring hulle onmiddellik na dit wat aan die einde is. Kom ons sê maar dis hierdie lang verhaal, hierdie stryd wat die hoofkarakter het, en dan eindig dit miskien hier met die een of ander oorwinning, en dit is juist die punt. Hierdie groot laagtepunt, Jesus wat gesterf het, dit was die oorwinning, en ons weet hy staan dan op. En dan uiteindelik wys dit net vir ons jare later in die film, hier is die hoofkarakter nou, hy is nou met die heldin getrou, en hy en sy kinders is gelukkig, of wat die geval ook al mag wees. En dit is presies wat hier gebeur, vers 22, en soos ek gesê het, vers 19 is hierdie laagtepunte, en dan uiteindelik ewe skielik, dan spring ons, dan weet ons, God het verhoor, hy het antwoord gegee, en dis wat hier gebeur, ek wil U naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. Waar is die vergadering? Dis in die kerk, die vergadering is op Sionsberg, dit is waar die gemeenskap van gelowiges voor God se aangesig in die tempel vergader. So hier is Dawid nou, en wat gebeur? Hier word fees gevier. So Dawid is weer bo op die berg, in die tempel, en daar word fees gevier, en is dit nie presies wat ook in 'n sekere sin by Psalm 23 gebeur nie. By Psalm 23 word daar ook, na die dal van doodskade, dan is Dawid weer in die huis van die Here, en ons gaan nou kortliks ook daarna kyk. Maar dan gaan dit nog verder in hierdie messiaanse psalm, in Psalm 22. Dit gaan nie net oor hierdie uitkoms nie, maar dit vertel ook vir ons van die wederkoms, wil ek sê, in 'n sekere sin. In vers 30, 'n klompie verse later, dan lees ons, al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. So hier word die hemelse fees, die ewige bruilofsmaal vir ons beskryf. Almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, sal lewe. So die punt hier is selfs die wat dood was, die wat stof geword het weer, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, hulle sal opstaan uit die doodheid. So hier word vir ons van die ewige lewe uiteindelik vertel, en weer eens, waar is ons in die ewige lewe? Ek wil terugkom na hierdie, een van ons motiewe in hierdie reeks, toe is dat, voor sy aangesig sal ons kniel, ons sal hom aanbid, weer eens voor sy aangesig, want God sien alles, so ons is terug op sy heilige berg, en ons is daar voor hom. Maar nou moet ons onthou, ons het begin by Psalm 15, en in Psalm 15 het ons gevra, wie mag kom op die berg van die Here? Dis ons vraag. En hier sien ons dan uiteindelik
dat omdat God getrou is, en omdat hy vir Dawid verhoor en vir Dawid uitred, weet ons uiteindelik wat die gevolg is. Uit die nageslag van Dawid uit, geslagte later, word natuurlik Jesus Christus gebore. En dis wat hierdie Psalm ook vir ons verder wys. En dis hy wat vir ons oorwin, want is eintlik hy wat die enigste is wat op die berg van die Here mag kom. So net in die volgende verse, in Psalm 22, verse 31 en 32, dan lees ons daarvan. Dawid skryf, 'n nageslag sal hom met 'n hoofletter dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. So met ander woorde, hier word vertel van die nageslag, en is uit die nageslag uit wat die wonderlike dade van God uiteindelik sal vertel word, en in die volmaakste sin daarvan, uit Dawid se nageslag uit, kom Jesus, om ek wil amper sê, nie net die blye evangelie te kom verkondig nie, maar om self die evangelie van redding te wees, en vir ons te wys hoe ons moet leef, en hoe ons uiteindelik in sy voetspore moet volg. So uit Dawid se nageslag kom Jesus, en Jesus is die enigste een wat eintlik, nie, hy is die enigste een wat waardig is om voor God te staan, maar die wonderlike is, as ons in hom glo, dan kom hang hy die wit kleed van geregtigheid, tamim, oor ons skouers, en dan maak hy ons in en deur hom in sy volmaakte werke, maak hy ons geregtig om op die berg te kan staan. Maar dan kom ons by Psalm 23, en ons almal ken Psalm 23, maar ek wil hom vanmôre so kortliks vanuit 'n ander hoek uit wys. Ons het nou so bietjie met Psalm 22 gewerk, en dit gaan oor die knegt van die Here wat hier sy laagste punte bereik, maar is juis, wil ek amper sê soos wat Paulus sê daar in 2 Korintiërs, as ek swak is, dan is ek sterk. Dis in daai laagste punt wat die oorwinning reeds, of eintlik behaal word. En Psalm 23 is in 'n sekere sin, ek wil amper sê 'n kort opsomming en samevatting van vers 22. Dit wat in Psalm 22 gebeur weer in Psalm 23. So hier sien ons ook, in 'n sekere sin kan ons ook sê, dis nie net 'n samevatting en 'n kort weergawe van Psalm 22 nie, maar is in 'n sekere sin ook 'n samevatting en 'n kort weergawe van hierdie hele Psalm eenheid van Psalm 15 tot by 24 wat hierdie geheel is. So in vers 2 lees ons, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. So weer eens, dis in God se voetspore, hy is die herder wat my in die hand vat, wat my lei, ek moet in sy voetspore bly, dis wat Dawid nog die hele tyd sê, dis hoe ek moet loop, dis hoe ek moet klim. En natuurlik vers 3 sê, hy verkoop my siel, en hy lei my weer eens in die spore van geregtigheid, tamim, om sy naam ontwil. So dit gaan alles oor die eer van die Here, maar is hy wat my lei, dis hy wat vir my nuwe krag gee, wanneer ek in hierdie laagtepunte van my lewe is, wanneer ek ook wil uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan is dit hy wat daar is om my te verkoop, om vir my te verfris, om my nuwe krag te gee, by die waters van rus. En as ons dit nou nog dieper allegories wil maak, dis die Heilige Gees wat die fontein van lewende water is, wat hier in ons binneste is, wat uitborrel. Dis dit wat ons verkoop, is die Heilige Gees wat vir ons hoop gee, en vir ons herinner. Ons is ook deel van die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, deur die geloof. Jesus het ook uit daai nageslag uit gekom, om vir ons aan die kruis te kom sterf, en hy het ook vir ons oorwin. Hy was van God verlate, sodat ons nie verlate sal wees nie. Hy het die straf namens ons gedra, sodat ons ook in en deur Jesus op die berg van God kan staan. En dan sê vers 4, en hier is dit weer, al gaan ek ook in die dal van doodskaduwee, is dit die moeilikste omstandighede van my lewe, nogtans sal ek geen onheil vrees nie, ek sal bly vertrou, ek sal nie afdwaal en kwaad wees vir die Here in die moeilike tye nie. Hoekom? Want ek weet, U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. So die goeie herder is daar, met sy stok slaan hy die wolwe af, en met sy staf trek hy my nader, en hy druk my teen sy bors, en hy sê, ek is hier om jou te vertroos, selfs in die moeilikste omstandighede van jou lewe. Maar dan is die wonderlike, dan weet ons wat daarop volg, na die dal van doodskaduwee, en ek wil self sê, te midde van, in die dal van doodskaduwee, sê God, nogtans kan jy fees vier, my beker loop oor, U maak my hoof vet met olie. Ons weet dit, hoekom? Want God is ons goeie herder.
So selfs in die moeilike omstandighede hoef ons nie hoop te verloor nie, want ons weet die ewige fees wag op ons, en daarom het ons nou vrede om reeds nou te midde van die moeilikste omstandighede in ons lewe steeds fees te vier, want dit is God wat ons lei om te bly berg opklim nader en nader aan hom, en dan sluit hierdie Psalm natuurlik af met die bekende woorde van vers 6, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente vandaan. Hier kry ons weer die berg. Waar is die huis van die Here? Hierdie hele reeks so ver wys dit vir ons. Die kosmiese Sion is die ewige lewe, die hemel. Dit is op die toppunt van die kosmiese berg. So Sion, die huis van die Here, hier onthou Dawid beskryf dit hier in dubbelsinnige manier. Eerstens dink hy aan Sionsberg, die letterlike berg daar in Jerusalem. Maar ek dink hy kyk ook in die wysheid wat God vir hom gee, vorentoe na die ewige lewe toe, na die ewige Sion toe. En dis die wonderlike. En dan kom ons uiteindelik by Psalm 24. Psalm 24 sien ons dat daar is uiteindelik 3 dinge wat afspeel. So Psalm 24 het ek gesê, dis die knipmes wat uiteindelik hier toemaak. Maar wat ons hier sien in Psalm 24, en kom ons lees Psalm 24, en dan sal ek dit kortliks bespreek. So in hierdie verse van Psalm 24 lees ons dan 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim? Hier word ons vraag weer gevra, so die knipmes maak toe. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hier is die antwoord, en ons het dit reeds gesien. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie, so die ene wat nie hoogmoedig is nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. So hier weer eens die woord geregtigheid, tamim, die God van sy heil, die God wat hom red. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob. So weer eens hier die verbondsgedagte. Wie is die wat deur die geloof kinders is van Abraham, Isak en Jakob, die wat in God glo? En dan dink ek maar net weer hier, ek gebruik dit baie, maar Galasiërs 3 wat sê, die wat in God glo, is nie net kinders van Abraham nie, maar ook kinders van Christus en daarom erfgename van die ewige lewe. So hier weer eens word daardie motief van die verbond uiteindelik hier ook betrek. En dan lees ons verder, hef op jou hoofde, o poorte, verhef hulle ewige deure, dat die erekoning met 'n hoofletter kan ingaan. Wees tog die erekoning, die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die ewige koning kan ingaan. Wees dan tog die erekoning, die Here van die leerskare. Hy is die erekoning, Selah. So as ons na hierdie Psalm kyk, dan sluit hy af met 'n driedeling. Die eerste ding wat hy vir ons vertel, is hy sê, die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. En let hier op ook, dit word vir ons so beskryf, hy hef die aarde op, of dit word hier gesê, hy grond die aarde op die see. Met ander woorde, wat gebeur? In 'n sekere sin is alles onder die waters, en die waters verteenwoordig altyd die chaos, maar God haal die aarde daarop uit. So met ander woorde, in 'n sekere sin wat ook hier gesê word, volgens die digter, volgens Dawid hier, is God maak amper van alle droë grond in 'n sekere sin, maak hy berge, want die droë grond is verhef deur die chaos waters, en God is in beheer daarvan, en hy gee vir ons die voorreg om op die droë grond te mag leef. Ons leef nie in die water nie, en daarom is hy in beheer van alles, en dit is nie uit ons uit nie, dit is God wat dit vir ons moontlik maak. So die vraag is, wie mag op die Here se berg staan, wie mag vertoef in sy tent? En die antwoord hier is Jesus alleen, deur hom maak hy dit vir ons moontlik. Hoekom? Omdat hy die een is wat alles beheer en bestuur, omdat hy die skepper is van alles. Dan die tweede deel van hierdie Psalm, ons sien dit hier in ons vra dan die vraag, wie mag klim, of wie mag staan op die berg van die Here? Ons het vir vers 3 gelees, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? En wat ons weer hier sien is, dis net die een wat geregtig is, die een wat geregtigheid doen. So in 'n sekere sin dring dit ons eerstens weer
tot sonde besef, om te besef, maar ons is nie geregtig nie, ons kan nie. Maar dan weer in die woord aan my, Jesus is geregtig, soos ek gesê het, hy kom maak ons geregtig, en daarom kan ons nou op die berg staan. Maar wat ek ook wil hê ons moet hier sien, by die tweede gedeelte is, hier vind ook 'n groei plaas. In Psalm 15, waar dit begin het, word die vraag gevra, wie mag ingaan in die tent van die Here? Dit was die Ou Testamentiese tabernakel gewees. Maar wat gebeur nou hier? Nou word dit nie met meer as die tent beskryf nie, maar nou, wie mag ingaan in die tempel? Want dis presies hier, die deure, die poorte wat hier beskryf word, is die groot kerksdeure. En dit is wat Dawid hier sê, hy sê vir die kerk se groot deure, maak oop, sodat die erekoning kan ingaan. En dan in die derde deel van hierdie Psalm, hoe hy afsluit, word vir ons gesê, wie is dit uiteindelik wat kan ingaan? So opklim en ingaan in 'n sekere sin, weer eens dieselfde. Wie is dit wat kan ingaan? Dis die erekoning wat kan ingaan. En die erekoning het ons nou gesien, is die Here van die leerskare, dit is God self, die drie enige groot en almagtige God, die skepper van alle dinge, wat alles in beheer het, en alles wat gebeur is deel van sy groot verlossingsplan. En omdat hy ingaan, maak hy dit vir ons moontlik, deur Jesus Christus. Nou wil ek weer terugkom en sê, onthou, die voorhangsel met Jesus se kruisiging het geskeur, daardie middelmuur van skeiding is nie meer daar nie. Ons kan nou direk tot God bid, ons mag nou in die kerk ingaan. En dit is uiteindelik die wonderlike hier. Die psalmdigter Dawid sê hier vir die kerk se deure, maak oop, sodat die erekoning kan inkom. En omdat hy ingegaan het, omdat hy oorwin het, daarom maak hy dit vir ons moontlik om uiteindelik te oorwin. Nou kom ons sluit af. Wat beteken dit vir ons alles? Die eerste ding is, dit beteken, as ons kyk, dat ons by die woord van die Here moet hou, dat ons altyd, en dit beteken dat ons in daardie voetspore van Jesus moet volg, dat ons moet bly bergklim, bly op, nader en nader aan God, dat ons nie moet opgee, is wat dit ook beteken in die moeilike omstandighede, maar dat ons soos Dawid van ouds, op die Here moet bly vertrou, omdat ons weet, ons is sy kinders, hy sal, as ons hom smeek, vir ons uitkoms gee. En die derde ding wat dit beteken is, ons kan te midde van al die moeilike omstandighede, kan ons vrede hê, omdat ons weet, al is ons nie op ons eie in staat om op die berg voor God te staan nie. Hy maak dit vir ons moontlik, nie net om op die berg te staan nie, maar op uiteindelik om die toppunt te kan bereik, in 'n sekere sin met die wederkoms, en dan uiteindelik sal ons ook ingaan in die ewige lewe in. En dit is alles net deur God se genade. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Koning, Here, ons dankie en ons eer U vir die wonderlike voorreg wat ons het, dat U Heilige Gees in ons harte kom woon het, dat hy as te ware ook van ons harte die tempel gemaak het waarin hy woon. En Here, daarom vra ons opnuut weer vanoggend, Here, maak die deure, die poorte van ons harte weer opnuut oop, dat die Heilige Gees daar sal kom woon, dat hy ons oor en oor sal oortuig en aan ons sal bevestig deur die werking van die 8 stappe van die heilsorde, dat ons U kinders is, dat ons nie hoef te twyfel aan ons saligheid nie, maar dat ons kan weet, ons is kinders van Abraham, Isak en Jakob deur die geloof, dat ons kinders van die Here Jesus Christus is en daarom ook erfgename van die ewige lewe. Here, ons is swak, nietig en sondig en daarom val ons maar so gereeld weer in die sonde. Maar ons weet, deur U krag en deur U genade, kom help U vir ons op, is ons die lammetjies wat U, die goeie herder, op U skouers stel. En Here, U dra ons berg op, weer terug na U huis toe, sodat ons ook in lente van daar kan wees. En Here, ons wil vra, gee dat ons dit nooit sal vergeet nie, maar dat ons deur alles aan U sal vashou, dat ons sal weet, dat U ons koning is, dat U die erekoning is, dat U die goeie herder is wat ons lei, en dat ons daarom ook te midde en ten spyte van die swaar omstandighede van hierdie lewe, op U sal bly vertrou, met vreugde in ons harte, omdat ons ook weet, dat U ons harte kan sien, en omdat ons ook weet, dat die Heilige Gees in ons harte woon. Here, gaan met elkeen van ons hierdie toekoms in, deur hierdie dag en die week wat voorlê, wees saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het. Here, maak vir ons gesond en bring vir ons genesing. Here, lei ons in U weer, dat ons ook
by u woord sal hou, soos Dawid ook vir ons in hierdie psalmreeks gewys het, dat ons ook sal weet, as ons by u woord hou, dan lewe ons ook lewens van dankbaarheid, dan antwoord ons ook op u groot liefde en genade, en dan bly ons ook op die smal weg, sodat ons ook kan ingaan deur die noupoort. Here, ons dankie en ons loof en prys u vir u groot liefde en genade, vir u redding ook vir elkeen van ons, en Here, ons vra, dring ons ook deur elke dag, dat ons sondes sal besef, vergewe ons sondes, en gee dat ons sal opstaan uit die sondes uit, en ook lewens van dankbaarheid vir u sal leef. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit u wil is, uit u groot en heilige naam, omdat aan u toekom die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.